Goeiemôre geliefde gemeente en ook hartlik welkom aan alle besoekers wat saam met ons hier is. Het 'n praktiese reëling vir die wat nie 'n psalmboek het of behoefte het om aan een, ek het hierso 'n ekstra een. As julle ook nie het nie, as julle op die mosterdsaadjie is, die hele liturgie is ten volle op die mosterdsaadjie ook uitgestuur. Daar is ons 'n dokument wat julle net so kan deurblaai. In die kerkraad se kant af, net een afkondiging. Ons het net een kollekte vanmôre. Dit is 'n kollekte onder die diens. En dit gaan dan na die diens gaan die totaal 50-50 opgedeel word tussen die diakonale kas en vir ekumeniese tyd buiteland. Ek slaan my oë op na die berge. Waar vandaan sal my hulp kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Die Here sal jou uitgang en jou ingaan bewaar van nou af tot in ewigheid. En die vir wie God die Vader geroep het, wat hy lief het en die Jesus Christus bewaar, mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan julle geskenk word. Amen. Ons staan dan, sing ons 'n loflied tot eer van die Here, die baie bekende Psalm 100. Ons sing al 4 verse saam, maar let op, omdat ons dit so goed ken, kan ons baie keer vergeet wat die woorde is, en ons vergeet wat die betekenis en die diepte van daardie woorde is. Oor die woorde van vers 3. Gaan by die Here se tempel in met lof. Gaan deur sy poorte in met lof, lofsang in sy tempelhof.
Kom in sy huis, o verbondsvolk saam, verhef sy lof en prys sy naam. 'n Lied wat sing oor die volk van die Here wat vergader, die volk van die Here wat fees vier, soos ons vanmôre hier fees vier, en sing voor die Here in sy aangesig. Kom ons staan, dan sing ons saam Psalm 100, vers 1, 2, 3 en 4. Daarna bly ons staan vir die belydenis van ons geloof. Ons bely ons geloof saam in ons harte, in die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en van Jesus en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan sit en dan gaan ons saam luister na die wet van die Here. Ons luister saam na die Here se wet. Ons lees uit Lukas hoofstuk 10. Lukas 10 vanaf vers 25. Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra: "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Jesus sê vir hom: "Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar?" Hy antwoord: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself." "Jy het reg geantwoord," sê Jesus vir hom. "Doen dit en jy sal die lewe verkry." Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus: "Wie is my naaste?" Jesus gaan toe nader daarop in, deur te sê: "Toe 'n man eenmaal op pad was van Jerusalem af na Jerigo toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan dat hy half dood bly lê en toe pad gegee. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs kom. Toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby.
Net so het daar ook 'n Lewiet by die plek gekom, en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan, wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel, en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp, en hom na 'n herberg toe geneem, en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit, en gee dit aan die eienaar van die herberg, en sê, sorg vir hom, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hierlangs terugkom. Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord, die man wat aan hom medelee bewys het. Sê Jesus vir hom, gaan, maak jy ook so. 2 hoofstukke van tevore lees ons dat die Here Jesus Jerusalem toe op pad was, eintlik in die begin van hoofstuk 9. Jesus se bediening het nou vanuit die heidene na Jerusalem gedraai. En dan staan dit nie so doelbewus in Lukas nie. En Johannes sê dit dat Jesus Jerusalem toe gegaan het, want een van die feeste het aangebreek. Nou maak die gelykenis vir ons meer sin. Jesus vertel die gelykenis van die barmhartige Samaritaan en 'n klomp reisigers wat op pad is. Samaritaan was op pad Jerusalem toe om te gaan aanbid, om fees te vier vir die Here. Die feesviering was nie al waarvoor hy gegaan het nie. Op die pad is hy ook barmhartig. Waarlik, die ware doel van aanbidding en fees het in sy hart gelewe. En dan sê die Here, gaan, maak jy ook so. Terwyl ons so bly sit, sing ons saam skrifberuiming 9:3, beruiming van Romeine 13, vers 1 wat sê, voor die wet hier staan ons skuldig, en dan hierdie woorde, liefde is die groot gebod. Liefde is ons steeds verskuldig aan ons naaste en ons God. Ons sing dan saam vers 2, liefde doen aan niemand kwaad nie, dit is vervulling van die wet. Terwyl ons so bly sit, skrifberuiming 9:3 vers 2, en daarna bid ons saam. Kom ons roep die Here aan en bid saam. O Here, ons Here, ons dankie Here dat ons vanmôre na U huis toe mag kom. Of dit nou is by die gewone kerkgebou waarin ons gewoond is, of al is dit op 'n onbekende, meer onbekende plek, waar ons nie al die gerieflikhede het wat ons gewoonlik het nie, waar het vir ons vreemd is en ook so 'n bietjie anders is. Nogtans, Here, weet ons dat maak nie saak waar ons by mekaar kom nie. Daar waar U kinders vergader, daar waar U kinders op U bevel by mekaar kom, daar is U ook teenwoordig.
Dankie Here dat ons vanmôre in U teenwoordigheid mag wees. Dankie dat U ons seën en dat U seën oor ons vergadering uitspreek. Dankie dat ons U mag lofsing, mag antwoord op die seën wat U vir ons gee. So kan ons ook die wet hoor, onsself verootmoedig voor U, ons harte nederig maak en onsself in die spieël van die volmaakte wet sien. Dat ons onsself weer kan afvra, is ons lief vir U, lief vir ons naaste soos ons veronderstel is om te wees? Is ons werklik soos daardie Samaritaan besig met ware godsdiens? Selfs wanneer ons in die alledaagse gejaag op pad is iewers heen, dat ons nie naalaat om goed te doen nie, barmhartig te wees nie, soos U, ons Hemelse Vader, ook barmhartig is. Ons dankie dat ons geloof mag bely. Dat dit nie maar net 'n rympie is wat ons al van kleins af leer nie, maar dat dit die waarheid is wat ons oor al die eeue heen al bely tot U. En dat dit ons verbind met iets soveel groter as onsself, want ons het tog so 'n behoefte daaraan, om nie net deel te wees aan ietsie kleins, ietsie verganklik nie, maar dat ons juis deel het aan iets ewig. Ons dankie Here, ons loof U, ons prys U naam vir U goedheid en U genade. Ons dankie vir Christus, ons dankie vir sy offer, sy volmaakte offer wat hy eenmaal aan die kruis gebring het, tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Ons dankie vir gemeenskap. Ons dankie vir lewensvreugde. Ons bid, Here, gee ons geopende ore en ontvanklike harte vir U woord. Maak dit stil in ons, waar daar soveel dinge is wat ons aandag aftrek. En rig weer ons oë op U vanmôre. Ons bid ook so in besonder, Here, vir die wat nie so is nie, weens wat sy rede ook al. Dis baie mense met geldige redes, soms ook ongeldige verskonings. Ons bid dat U in hulle harte sal werk. Ons bid vir ons gemeente, vir almal wat wel vanmôre hier teenwoordig is, dat ons die ware betekenis van hierdie erediens, dat dit diep in ons harte vandag sal wees. Help ons om waarlik fees te vier in hierdie ontmoeting met U. Laat ons ook met vreugde hier uitgaan. Ons bid ook so vir ons land, ons wêreld. Ons bid vir mense wat in oorloë betrokke is, mense wat in gelowige mense wat in lande is waar hulle vervolg word. Ons bid vir onseker tye met oorloë. Ons bid vir onseker en baie keer angstigheid wat ons beleef oor ons ekonomiese, oor dit wat vir die ekonomie voorlê, oor hoe dit ons as gemeente gaan beïnvloed, oor hoe dit die armes in die land gaan beïnvloed. Ons bid, Here, dat U vir ons weer ook 'n sensitiewe oë en harte sal gee om te sien wie nood het in hierdie land. Help ons om uit te reik na hulle toe. Ons bid, Here, bewaar U kerk. Ons weet dat U nie sonder 'n bruid kan of sal ooit wees nie. 'n Koning kan nooit sonder onderdane wees nie. Daarom weet ons vertroue lê in U, dat die kerk nooit sal uitsterf nie. En al is ons soms net 'n handjie vol, verlaat ons weer op U en op die krag van die Gees om meer en meer by te voeg tot U gemeente. Gebruik ons as instrumente in U hand. Ons pleit dit en ons bid dit in groot afhanklikheid in die naam van ons Here en ons Koning, Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons lees vanmôre uit die woord van die Here uit Psalms. Die tema van ons kamp was die pelgrimsfeeste. Psalm 122, die fees se tema, die pelgrimsfeeste. En so in besonder lees ons dan vanmôre 'n pelgrimslied. Psalm, 'n lied wat gesing was, of met die opgaan Jerusalem toe. Soos julle sal sien hier,
Maar die oomblik as Jerusalem uit die verte uit gesien kan word. Lees dan saam van Psalm 122, ek lees vir ons uit die 53 vertaling. Net so oomblik gee is alles reg, Dirk. Een bedevaartslied van Dawid. Ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. Ons voete staan in jou poorte, o Jerusalem. Jerusalem wat gebou is soos 'n stad wat goed saamgevoeg is, waarin die stamme optrek, die stamme van die Here, 'n voorskrif vir Israel, om die naam van die Here te loof. En daar staan die stoele vir die gereg, die stoele van die huis van Dawid. Bid om die vrede van Jerusalem. Mag hulle wat jou liefhet, rustig lewe. Mag daar vrede wees in jou skanse, rus in jou paleise. Terwille van my broers en my vriende wil ek spreek, vrede in jou. Terwille van die huis van die Here onse God, wil ek die goeie vir jou soek. Terwyl ons so bly sit, kom ons sing saam Psalm 84 en dan lees ek weer vir ons. Ons fokusverse is vers 1, 8 en 9, maar ek gaan vir ons die hele Psalm nog 'n keer deurlees. Maar eers, terwyl ons so bly sit, Psalm 84 vers 1 tot 3, 'n opgaan na die huis van die Here, hoe lieflik is dit?
Ek lees vir ons weer Psalm 122, 'n bedevaartslied van Dawid. Ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. Ons voete staan in jou poorte, o Jerusalem. Jerusalem, wat gebou is soos 'n stad wat goed saamgevoeg is, waarin die stamme optrek, die stamme van die Here, 'n voorskrif vir Israel, om die naam van die Here te loof. En daar staan die stoele vir die gereg, die stoele van die huis van Dawid. Bid om die vrede van Jerusalem. Mag hulle wat jou liefhet, rustig lewe, mag daar vrede wees in jou skanse, rus in jou paleise. Terwille van my broers en my vriende wil ek spreek vrede in jou. Terwille van die huis van die Here onse God, wil ek die goeie vir jou soek. Liefdes in ons Here, dinge het verander. Nie net 'n bietjie nie, maar dinge het drasties verander sedert die tyd wat Dawid hierdie Psalm geskryf het. Daarom kan ons eintlik tereg vra, beteken Psalm 122 vir ons as Christene vandag regtig nog iets? Jerusalem, Israel. Hoekom sal ons sing vir die vrede van Jerusalem en sy paleise? Dit is tog baie ver van ons af. Kan ons nie eerder net sing en bid vir die vrede van Suid-Afrika nie? Maak dit nog enigstens vir ons sin om hierdie Psalm te lees en te sing? Hoekom wil ons bly wees oor 'n stad en 'n tempel en mure wat al hoeveel keer afgebreek is en herbou is en nou nie eens meer dieselfde is nie? Natuurlik, Psalm 122 is 'n baie mooi Psalm, maar omdat en juis weens dinge so drasties verander het, wat beteken dit vir ons vandag? Dit is die vraag waarby ons vanmôre wil stil staan. Waar lê 'n Christen se ooreenkoms met Psalm 122? Psalm 122, soos die kampers vir julle sal kan sê, is 'n pelgrimspsalm. Met ander woorde, is een van daardie 15 liedere wat die volk gesing het met hulle 3 jaarlikse reise op na Jerusalem. Die volk het nie hierdie psalms gesing of hierdie feeste gehou omdat hulle daarvan hou om saam te kom en partytjie te hou nie. Die feeste was 'n opdrag van die Here. Vers 4 van ons psalm, Jerusalem, die plek waarheen die stamme optrek, die stamme van die Here, 'n voorskrif vir Israel, om die naam van die Here te loof. Maak nie saak waar jy gebly het in Israel, of selfs buite Israel nie. Voorskrif van die Here is duidelik. 3 maal in die jaar moet jy vir my 'n fees hou. En hierdie opdrag is nie gegee vir een persoon of vir een groep nie, maar vir almal. Dis 'n voorskrif vir die hele volk. En meer is dit. Die Here bepaal die plek, hy reël die tyd van die afspraak, hy sê selfs die rede en die hart en die manier waarmee jy moet kom. En tog gaan ons 'n fout maak as ons dink dat dit net 'n opdrag was. Om fees te vier vir die Here was 'n voorreg, 'n genadevoorreg. Die Here het eintlik 3 keer 'n jaar sy hele volk uitgenooi. Wat anders het 'n datum en 'n tyd en 'n kleredrag en 'n manier om te kom? Dis 'n feesuitnodiging, 'n afspraak met sy volk om te kom en te kom feesvier. Hoor mooi wat lees ons in Deuteronomium 16 vers 16. 3 maal in die jaar moet julle voor die Here, julle God, voor die aangesig van die Here jou God verskyn. En dan later sê dieselfde vers dit weer. Julle moet voor die Here se aangesig verskyn. Geliefdes, dink vir 'n oomblik hoe diepgaande hierdie gedagte is. Die almagtige God, die een wat hemel en aarde geskaap het, die een wat niks met ons te doen hoef te hê nie. Hy wat vir Israel verlos het uit Egipte, na hulle herhaaldelik teen hom gesondig het. Hy wat hulle deur die woestyn bewaar het, nadat hulle die hele tyd gekla het oor alles wat hy doen. Hy wat hulle in die beloofde land ingebring het, nadat hulle nie geglo het hy kan dit doen nie. Hy, die bewaarder van Israel, die een wat troon in die hemel, hy reël 'n persoonlike afspraak met elke een in die volk, om te kom, voor hom te wees, en 'n fees te vier. En juist dit is ons eerste punt van ooreenstemming. Ons aanbidding, trouwens dit wat ons vanmôre doen, dit wat ons doen om hier 'n diens tot eer van die Here te hou, 'n erediens te hou,
Dit is 'n opdrag van die Here. In die Nuwe Testament kry ons die opdrag, julle moenie naalaat om die samekoms van die Here, die samekoms van die gemeente by te woon nie, soos party se gewoonte is nie. Nee, maar julle moet mekaar eerder daartoe aanmoedig. Dit is 'n opdrag in die Nuwe Testament. Dit is ook 'n uitnodiging. Ons het die onbeskryflike groot genade om saam met die Here hier vandag te ontmoet. En nie net saam met die Here nie, maar ook saam met sy kinders, saam met medegelowiges. Ons kry 'n uitnodiging van die Here wat sy lewe vir ons aan die kruis gegee het, wat ons sondes vergewe het, en elke Sondag kry ons die voorreg om die opstanding van die Here Jesus te vier. Elke erediens, wanneer ons as kerk by mekaar kom, wanneer ons vergader, is dit 'n fees. Ons het rede om bly te wees en fees te vier voor die aangesig van die Here ons God. Broers en susters, miskien moet ons onsself weer hieraan herinner as ons soms op 'n Sondagoggend wakker word en dink, wat gaan ek nou met hierdie dag maak? Dit bring ons by ons volgende gedagte. Ja, want nie net is die kom 'n opdrag nie, maar dit is ook 'n gesindheid waarmee ons kom. Kyk wat sê vers 1 van die Psalm. Dawid sê, ek was bly. En dit is nie net 'n oppervlakkige blydskap nie, dis 'n vreemde Hebreëse woord wat hy gebruik. Dis daai tipe opgewondenheid, daai tipe blydskap wat jou opgewonde maak, asof jou arms en jou bene so 'n bietjie juk. Dit maak jou so 'n bietjie ongemaklik, jy kan nie stil sit nie. En waarom was hy bly? Hy sê, ek was bly toe hulle vir my gesê het, kom, laat ons opgaan na die huis van die Here. Want soos die tyd van die feeste nader kom, sal ander gevoel in die lig. Die dorpe en die stede begin wemel. Mense begin hulle reissakke by mekaar maak, hulle donkies opsaal. Mense klop aan mekaar se deure en sê, hoorie, het jy nie vir my dit of dat nie? Wil jy nie dalk saam met my kom nie? 'n diepgaande blydskap wat hulle by mekaar kweek. En hierdie diepgaande blydskap by die een wakker dit weer by die volgende een aan. 'n blymoedigheid wat weer blymoedigheid by die ander opbring. En nou die hoogtepunt. Waaroor is daar soveel vreugde, soveel opgewondenheid in die lig? Die woorde, kom, laat ons opgaan na die huis van die Here, tot eer van sy naam, om hom te ontmoet. 'n uitnodiging, ons kan nie wag nie. Toe mens klein is, dan tel 'n mens altyd die daggies af, nog net 1 slaapie, nog net 2 slaapies. Wonder of ons dit soms doen vir kerk toe kom. Dan vers 2. Vanuit die stede is die fokus nou daar, wanneer Jerusalem uiteindelik in sig is. Die fokus val vir 'n oomblik op die groot stad. O Jerusalem, ons voete staan nou al reeds in jou poorte. Vir die gewone Israeliet, vir die meeste van die volk, wat in die platteland gewoon het, wat eintlik maar plaaswerkers was, wat nooit by 'n groot stad gekom het met reuse mure nie, en vir die gewone man, en gewone vrou, vir die kind wat nog nooit dit gesien het nie, was Jerusalem nogal indrukwekkend. Psalm 48 se beruiming sê dit so mooi, aanskou die stad, die skanse, wil sê die plekke waarop die wagte loop, die paleise, die toringtranse, hoe dit hulle pryk met nuwe pragt. En dit gaan nie eintlik hier oor die argitektuur nie. Jerusalem, wat goed saamgevoeg is, laat die sanger weer dink aan die volk. En dink vir 'n oomblik daar. Verskillende huise, verskillende mure wat los van mekaar staan, wat nie aan mekaar gebind is nie, paleise, torings, mure, na die tempel van die Here. So is Israel ook verskillende stamme, verskillende mense, verskillende families, wat in verskillende dorpe gebly, elkeen met sy eie gebruik en sy eie tradisies, sy eie gewoontes en dinge van doen. En tog, wanneer die oproep kom om na die huis van die Here te trek, dan kom hierdie losstaande mense saam, soos 'n mooi saamgevoegde stad. Wanneer die erediens van die Here gehou word, dan is hierdie mense soos die stene, soos die huise, soos die paleise van Jerusalem, een goed saamgevoegde eenheid. En die middelpunt is die berg Sion, daar waar die Here woon. So is Jerusalem die middelpunt van die volk, die Here wat in hulle teenwoordigheid is.
Dan draai sy aandag van die stad na die koning. Vers 5. Daar in Jerusalem staan die stoele van die gereg, die stoele van die huis van Dawid. Ja, Jerusalem was nie net 'n godsdienstige stad nie, maar ook 'n politiese hoofstad. En vir Israel was die koning nie net nog die belangrikste persoon in 'n politiese posisie nie, maar hy was iemand wat namens God, uit die wet van God moes geregeer het. Sy taak was om die vrede en die reg van die Here op die aarde te bewerkstellig. Deur hom het die Here se koninkryk sigbaar geword. Liefdes, dit is die dinge wat vir Dawid bly maak. Dit is waaroor hy saam met sy stamgenote opgewonde is, die een stad, die een mense, die volk wat opkom om 'n fees te vier. Hy is opgewonde vir die stad, opgewonde vir die tempel, opgewonde vir die paleise. Hy is opgewonde vir dit wat die Here besig is om deur hom, deur sy volk in die wêreld te doen. Waar is Jerusalem vandag? Eintlik 'n beter vraag. Wie is Israel vandag, nadat ons Here Jesus Christus die wet van die Here volbring het, die hele Ou Testament vervul het? In Galasiërs 4 vers 26 lees ons, Jerusalem daarbo is vry en is die moeder van ons almal. Hierdie Jerusalem daarbo staan in kontras met die aardse Jerusalem, die fisiese een. Hebreërs 12 vers 22 tot 23 lees ons, julle het wel gekom by Sionsberg en by die stad van die lewende God. Dit is die hemelse Jerusalem met sy miljoene engele, by die feestelike samekoms, die vergadering van die eerstgeborenes. Julle het gekom by God wat regter is oor almal en by Jesus, die middelaar van die nuwe verbond. Jerusalem daarbo, die hemelse Jerusalem, dit is die kerk van die Here. Dit is ek, dit is jy, dit is almal wat in Christus ingelyf is. Deur God se groot liefde is ons almal die nuwe Jerusalem, deel van die nuwe Jerusalem wat eendag in sy volmaaktheid uit die hemel gaan neerdal. Soos een goed saamgevoegde liggaam, so is ons. Die geliefdes, om kerk te wees, om kerk van die Here te wees, is 'n fees. En so ook, wanneer ons as kerk van die Here bymekaar kom, vier ons fees. En nou is die vraag, is ons bly daaroor? Sing ons Saterdag aand of dalk Sondagoggend as ons wakker word, ek is bly toe hulle vir my gesê het, kom, laat ons opgaan na die huis van die Here. Besef ons nog wat 'n genade dit is, dat ons voor die aangesig van die Here mag kom. Besef julle dat elkeen van ons wat vanmôre hier sit, 'n plek gegee en gegee is. Op 'n praktiese noot, hoe berei ons voor vir die eredienste van die Here? Praat ons met mekaar daaroor? Ouers, praat ons met ons kinders daaroor? Wek ons nog blydskap by mekaar op? Want onthou, daar is soveel klein jakkelsies wat ons aandag kan aftrek van hierdie dinge af. 'n Gejaag op 'n Sondagoggend, laat slaap op 'n Saterdag aand, maar die gevoel van traagheid of luiheid en elke kort se naweek wegbreek, sodat ons nie kan saamkom nie. Daar is baie duiwels wat karring aan ons erediensfees. Wat doen ons daaraan, is die vraag. Let daarin op na die aansporing van Psalm 122. Ons moet blydskap by mekaar aanwakker. Laat ons opgaan, kom. Laat ons voor die aangesig van die Here verskyn om fees te vier tot eer van sy naam. En dit bring ons by ons laaste gedagte. Ons gebede vir ons fees. Die laaste 4 verse van Psalm 122 is baie duidelik 'n aansporing tot gebed. Bid vir die vrede van Jerusalem. Bid dat almal wat Jerusalem liefhet, rustige lewe mag hê. Bid vir vrede op die stadsmuur, rus in die paleise. En wie moet hierdie dinge bid? Wel, Dawid sê almal wat optrek om na Jerusalem toe te gaan. Dawid en al sy medegelowiges. En die vrede van Jerusalem is nie vanselfsprekend nie. Trouwens, as ons die Ou Testament lees, was al maar bitter min tye wat Jerusalem regtig vrede beleef het. Konstant was daar vyande wat Jerusalem getuister het van alle kante. En net so lê daar nog vyande en loer op die kerk. Hulle wil ons kerk wees, hulle wil ons erediensfees ontbreek en versteur.
En soms val hulle van buite die mure af aan. Werksomstandighede, sport, druk. Die wêreld lag vir feesgangers. Sommige tye kry die Satan dit reg om dalk die regering oor te draai om ons te verhinder. Dalk ander valse gelowe om te draai om ons te verhinder. En ander kere is die vyand binne in die mure. Stilletjies sluip die Satan van binne af in. Ons eie luiheid, ons eie lauheid. Duisende ongeldige verskonings vir hoekom ons nie kan kom nie. Ander kere is dit weer onrus van die gemeente. Tussen gelowige kerkgangers is daar soms rusie met mekaar. Ons tree liefdeloos op. Ons weier om 'n vergewingsgesindheid te hê of om inkeer te kom of om na onsself te kyk. En dit alles beïnvloed ons erediens aan God. Daarom hierdie dringende oproep. Bid. Bid vir die vrede van ons gemeente. Bid dat daar waar gelowiges is, waar hulle saamkom om fees te vier, dat daar nie rusie sal wees nie, dat die Satan nie die laaste lag sal hê nie. Bid vir amptdraers wat hulle huisbesoeke doen. Dat wanneer hulle as kerkraad vergader om besluite te neem oor mense voor die aangesig van die Here. Bid vir predikante wat gedurig deur besig is in swakheid om hulle beste te probeer om die woord van die Here te verkondig. Bid Saterdag aand vir die volgende dag se feesvieringe. Bid dat jy met blydskap daarin sal kom. Bid vir elke lidmaat wat siek is en reik uit na mekaar toe. Want ons gebede moet ook in werklikheid omgaan. Ons moet ooreenkomstig ons gebede ook optree. Soek op jou vriend wat nie langs jou is nie. Reik uit na mekaar toe, lewe in vrede met mekaar so ver sover dit van jou afhang. Mag God ons moedig, sterk en standvastig maak. Ek sluit af. Die tye het verander. Niemand van ons hoef vandag kilometers en kilometers ver vir 3 dae, 4 dae, 10 dae aan een te trek met jou donkie en jou pakgoed, met jou kinders en jou kroos oor berge en deur die dale nie. Ons hoef nie meer vir lang uitgestrekte tye op te gaan en fees te gaan vier nie. Ons klim 9 uur in die kar, ry 'n halfuur na die kerk toe, sit vir 'n uur daar en kla soms dat die preek te lank is. Mag dit verander. Mag God deur sy Gees, Psalm 122 in ons harte verwerklik. 'n Uitnodiging om fees te vier. 'n Uitnodiging voor die aangesig van die Here te kom. Mag ons diepe vreugde beleef daaroor. Mag ons die eredienste nougeset bywoon. Mag ons bid vir die vrede van ons gemeente. Oral waar mense vergader. Mag ons fees vier tot eer van die Here. Amen. Ek gee nou vir ons geleentheid vir stil gebed en daarna sal ek dit onderbreek deur ook vir ons te bid. O Here, ons is bly. Ons is bly want ons is in U teenwoordigheid. Ons is bly want anders as die priesters wat net een keer 'n jaar voor U aangesig in die allerheiligste van die tempel mag kom. Anders as Israel wat 'n afstand moes hou van U, het ons die voorreg dat ons Here Jesus Christus opgestaan het uit die dood. Dat hy sy offer in die allerheiligste in die hemelse tempel aangebied het en dat U dit aanvaar het. En daarom het ons die grootste vrymoedigheid om vir die troon van genade te kom. Kweek weer by ons 'n nuwe hart, nuwe vreugde vir die eredienste. Help ons om uit te reik na ons broers en ons susters. Help ons om mekaar lief te hê, soos U ons lief het. Vergewe ons waar ons nog soveel dinge tekort skiet. Ons bid dit in Christus naam. Amen.
Liefdes, ek gee nou geleentheid vir die opname van die kollekte en daarna sing ons saam. Kom ons staan dan, sing ons ten slotte Psalm 122, ons sing vers 1 en 2. Dit is 'n redelike lang psalm met baie versreëls, maar ek glo hy is vir ons almal bekend. Kom ons staan, dan sing ons Psalm 122, vers 1 en vers 2. Daarna kan ons bly staan vir die seën van die Here. Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees en bly. Amen. Liefdes, in plaas van die Amen, kom ons sing nou saam Psalm 134, die laaste psalm van ons pelgrimspsalms, Psalm 134, ons sing vers 1, 2, 3 en 4 en daarna die afkondigings.
Is hy groot genoeg vir hom hulle geleef?